Ons is al weer op 'n plek waar ons net lekker in diepte by lewende ware God. Ek wil vir jou sê, voor sy aangesig kan kom, om jou te versterk of jou te sê, hou goeie moed, staan sterk in die Here ons God. Ek en William Paul staan hier baie naby in Voelklip, onder ons is Harold's Baai. God se skepping is hier om ons. Ons sien God se hand in alles. Mense, dis asemrowend mooi. Twee mense kon stap hier aan. Dis vir ons 'n getuienis. En hulle is op 'n voetslaanpad en hulle op 'n roete. Hulle kon stop hier by ons. En ons begin net lekker gesels. Weet, gees trek gees. En jy moet jy mooi luister. Gees trek gees. En wat so lekker is, hulle kom staan by my, William Paul. En hulle gesels met hulle vra, wat doen julle? Ons sê ons verkondig die evangelie, ons doen gou opname. En lekker praat die man, en die man se woorde is die volgende. Hy sê hierdie skepping is so mooi. Dis so pragtig. Dis so fantasties. Luister nou mooi. Hy sê dan kom mense, hulle skilder dit. Dan kry hulle die eer vir daai mooi skildery. Of jy neem 'n mooi foto en jy kry die eer vir dit. Maar dis net 'n koppie van God se grootheid. Dis my openbaring, nee. Dis baie wow. spesiaal. Dis baie spesiaal. Dis baie spesiaal. William Paul, en ek kyk net of my mic aan is, prys die Here. Hierdie man se werk is so deeglik en ek maak net doodseker of my kant ook reg is, maar prys die Here. Maar nou moet jy onthou, gees trek gees. Verstaan jy, kind van God? En 'n kind van die Here stap altyd die autoriteit. Jy stap regop en jy face die lewe. Jy face hom en jy stap hom. Jy stap nie draaie in die lewe of hardloop weg vir enige probleem of situasie nie. Face die situasies. Want jy weet God is met jou. Hy wat in jou is sterker as hy in die wêreld. En dis soos twee mense wat hier aankom en hierdie twee mense dien ook die Here. So dadelik trek ons mekaar, ons kan praat. Maar jy het 'n ander kar ook stil gehou net nou. En William Paul kyk die storie so en hy sien later ry hierdie ou. Hierdie ou voel heel ongemaklik. Hy wil nie met ons kom gesels nie. Want eintlik het hy hierdie afgeleë plek net gesoek, dalk om, jy weet, so 'n bietjie in sonde te staan, nie waar nie? Dit is so. Dit is so. Hy was lus vir 'n zol. Hy was lus vir 'n zol. En hy het nie kans gesien om daai zol in ons teenwoordigheid op te steek nie, want die gees van die Here is sterk teenwoordig hier. Die salwing is hier. So sonde gaan nie geduld word waar ons beweeg nie. Die Here God bring dit in die lig. En die lig in ons, met ander woorde, is vir die wêreld ook sigbaar. Die lig in jou, as jy God dien, moet sigbaar wees. Jy weet, kind van God, die Here, William Paul, is wat vir my so interessant is. Baie mense lewe in slawerny, maar hulle bid tot die lewende ware God en noem hom Abba, Vader, my koning. Maar as jy op die aarde is tussen mense en omstandighede, dan staan hulle baie keer nog in slawerny. Dis 'n dubbele lewe, 'n dubbele hart. Want 'n kind van God is nie 'n slaaf in die wêreld nie. En jy's ook nie verslaaf in die wêreld nie. Jy's nie verslaaf aan sigarette nie, man. Jy's nie verslaaf aan drank en hoerery en sonde nie. Nee. Dan is jy nog nie 'n kind van God nie. Want daai goed, kind van God, moenie oor jou heers nie. Jy moet oor die lewe heers. Dis jou wil wat moet sterker wees om te sê, man, ek is klaar daarmee. Ek is klaar. Dis onder my voete. Want Romeine 16:20 sê, die Here plaas daai boosheid onder my voete. Ek heers nou daaroor. Want 'n kind van God, wat is 'n kind van God? 'n Koningskind. Dit is so. Openbaring 1:6. Openbaring 1:6 sê dit. Hierdie is 'n kind van God. En as Openbaring 1:6 sê, God het ons konings en priesters gemaak vir die lewende ware God tot sy verheerliking om hom te eer daan. Openbaring 1:6. Dan beteken dit die volgende, William Paul het 'n kroon op sy kop. Die wêreld kyk na hom en sê, "Jesus, maar hierdie man het baie autoriteit." En hy beweeg reguit, hy sny die lyn reguit in die lewe. Hy leef reguit, kind van God. En sy ja is ja, sy nee is nee. Hy's op tyd wanneer hy op tyd moet wees. En dit wat hy doen, sy karakter gaan hom vooruit. En mense kyk na hom en sê, hier is iets baie spesiaal in hierdie man. Dis hoe die wêreld daarna kyk. En sê, ja, hierdie ou is vertroubaar, want hy het sy kroon op sy kop. In sy huis laat hy toe wat reg is, wat verkeerd is, sorry. Dis my grensgebied, want ek is die koning van my huis. God het my die koning van my huis gemaak. Die koning van die konings het my koning gemaak om hom te verheerlik. Openbaring 1:6.
Openbaring 1 vers 6 is nie geskryf vir die dag wanneer 'n sterwe in die hemel is nie. Dit is geskryf vir die eindtydboek op hierdie aarde. En Vader begin sommer in daardie openbaring, in die boek Openbaring sommer heel vroeg. So kind van God, hoe lewe 'n koningskind? Hoe lewe 'n koningskind? 'n Koningskind vrees nie, is nie bang nie. William Paul, dink bietjie aan Dawid. Hy stap daai slagveld op as 'n jong seun. Hy's gesalf as 'n koning. Hy's gesalf as 'n koning. En hierdie jong seun kom stap daai slagveld op, sien dit so in die geestesoog. Maar voor dit sy pa stuur hom net as 'n bode, nie as 'n koning nie. Ek dink sy pa het al vergeet, Isa het al vergeet, maar hierdie seun vir hy is gesalf as 'n koning, maar hy pas skape op. Hy ryk nog na die skaapkraal behoorlik toe sy pa hom stuur en sê, vat hierdie donkie, pak al hierdie goed op, hierdie kos, kase en alles, gaan lewer dit daar by die slagveld, dan kyk jy, hoe gaan dit met jou broers, bring vir my pand saam. Dit was die opdrag, maar God het 'n ander opdrag. God het hom gesalf as 'n koning. Hy stap met 'n passie, 'n dapper man, 'n koning moet dapper wees. Hy's 'n jong seun nog, jong seun, stap hy, om daai boodskap te doen, hy's vertroubaar. So 'n koning is vertroubaar, in die eerste plek. Tweede plek, vrees hy nie, is hy nie bang nie, sien hy kans vir alles in die lewe, en hy stap hierdie pad. En hy kom by die slagveld aan, en wat sien hy hier, 'n klomp bang Israeliete. En hy kyk hierdie storie so, en hy dink, wat gaan hier aan? En ek dink eers ou sê dalk vir hom, jong, daar's 'n reus. Hierdie manne is bang vir die reus, ek ook. Dis wat hy sê eintlik, hierdie ou vir hom. Hy sê, ek is dalk ook net so bang, want daai reus is verskriklik. Hy's 'n baasvegter, en hy lok ons uit, en hy maak ons mense dood. Ons sien nie kans om met hom te beklei nie. Die dapperste van die manne in die Israeliese leer, bewe, hulle sien nie kans vir hom nie. Die koning is doodbang, die koning is raad op. Stap hierdie man Dawid, wat nog nie 'n koning is nie, maar hy's gesalf as die koning vir die toekoms, met 'n koninklike hart, stap hy daar op. En luister nou mooi, hy gaan, William Paul, dis is 'n regte Jood, hy gaan, en hy redeneer, hy sê, luister manne, die man wat daai ou doodmaak, wat kry hy? Hulle sê, man, 'n groot bedrag geld, en jy kry koning se dogter. Hy sê, daar sê ek het 'n deal, 'n koning, gaan altyd vir die beste. So, dis wat Dawid gedoen het, hy het gaan vir die beste. Skaapwagter, wat skape oppas, wat miskien lewe van sy normale potjie kos van die dag, nou gaan hy 'n groot klomp geld kry, en nog die koning se dogter. Hy word in elk geval eendag die koning weet dit nog net nie, en hy stap na die koning toe, en hy sê, Saul, oom Saul, koning Saul, ek sien kans vir daai reus, ek sal hom klaarmaak. En Saul het hom seker so op afgekyk en gedink, wie is jy? Dawid, 'n skaapwagter. 'n Skaapwagter. My manne is manne wat beklei. Hulle weet om te beklei. Nou wil jy hierdie groot stuk reus aanpak as 'n jong skaapwagter. Hy sê, wag koning, hy het 'n petisie. Wat het 'n koningskind? Wat het jy, kind van God? Jy het 'n petisie. Luister nou mooi. Wat was Dawid se petisie? Hy kan gaan en sê, ek het 'n beer en 'n leeu doodgemaak wat my skape wou doodmaak, wat my skape wou vang. En ek het dit uit hulle bek uitgehaal. En ek het my lammes gered. Hierdie Saul, hierdie koning, moet een ding mooi verstaan, die Goliat daar op die veld. Daai Goliat beteken niks. 'n Leeu en 'n beer is baie sterker as hy. En koning kyk hom seker so op en af en hy dink by homself, goed, kom ons gee dit 'n kans, en hy laat trek hom sy wapenrusting aan en hy sê, nee, hierdie goed is te swaar, ek kan nie beweeg daarmee nie, ek is ook nie opgeleid daarmee met die swaard nie, hierdie swaard is vir my te swaar, hy is nog 'n jong seun, en hy besluit, nee, ek is beweeglik in wat ek is, en hoe ek is ek die beste beweeglik, soos wat God my voorberei. Ek het my wapenrusting aan, goddelike wapenrusting. Met ander woorde, weer eens staan ek in autoriteit. Ek staan in autoriteit as 'n koningskind. En hy stap kind van God die slagveld op. En jy ken daai verhaal baie goed. Hoe dat 'n Goliat geval het deur die eerste klip wat hom voor die kop getref het. Jy is koningskind, het 'n petisie.
jy het die woord van God, en jou petisie is, jy is 'n kind van God. 'n Kind van God, sê Openbaring 1 vers 6. As jy deur die Heilige Gees gelei word, Romeine 8 vers 14, stap jy Heilige Gees gelei, maar as 'n koningskind, soos William Paul het 'n kroon op sy kop. Daar kom baie getuienisse oor hom uit, wat sê hy lewe soos 'n koning. 'n Koning, kind van God, regeer oor sy huis met liefde, met autoriteit, met God, wat die goddelike wette bepaal het vir sy huis en vir sy lewe, en vir sy kinders. Te veel Gods manne, luister mooi, te veel Gods manne, Christene, manne, regeer nie meer in hulle huise nie. Hulle kinders regeer hulle met dwelms, met hoerery, met drank, met misleiding, met verkeerde dinge. In baie van daardie koninklike areas lyk chaoties. Dit moet regkom. Ons moet weer die posisie aanneem en sê, kom ons maak huis skoon. Kom ons begin besluit, ons dien die Here. Kom ons leer ons kinders van Jesus Christus, die Verlosser. Neem jou kroon weer op en staan vas as 'n man van God, as 'n kind van God, as 'n vrou van God, as die geseënde van God. Hou op, kind van God, om die area wat God jou mee toevertrou, en dis jou lewe, 'n plek te maak vir slawerny en vir sonde en vir chaos. Dit help nie sê jy's 'n koningskind, jy dien die Here, maar jou huis het 'n verkeerde getuienis daaroor nie. In jou huis, wie na jou huis kyk na 'n plek van chaos, bankrotskappe en sonde, omdat die duiwel is in om te roof en te steel en te ondermyn. Kry hom uit jou huis uit, kry hom uit jou lewe uit. Prys die Here. En dit is vandag hierdie versekerde 5de podcast wat jy kan vat en gaan uitlewe en ook verder kan stuur. Staan in die autoriteit van die Here jou God. Kind van God, God sal nie net altyd voorsien in jou lewe nie, maar die Here God gaan oor jou glimlag, Sefanja 3:17. Glo my vandag. William Paul, en nou wil ek vir jou mooi vra, as 'n koningskind, wat sê jy vir die jong manne, en wat sê jy vir die jong dames? Wat se woord het jy vandag vir hulle? En waar dink jy moet hulle begin in hulle huise en in hulle lewens? Ek sal sê die eerste plek waar jong manne en jong dames kan begin, is deur om die wêreld se stem in jou lewe toe te maak en te stop en nie te luister na mense nie, maar om net na God toe te gaan en na hom te luister en geen nie om wat gebeur nie, maar om standpunt in te neem om te sê ek gaan die Here dien al gebeur wat of al sê mense wat, maar net om daai standpunt in te neem en as dit by die Here kom om nooit te compromise nie. Ek stem met jou 100% saam en dis 'n baie sterk, slim idee om dit te doen. Sou jy sê, William Paul, dat mense oor ons land heen, kan jou kontak, kan jou bel, kan met jou praat en met jou deel, as hulle probleme het? Ja, hulle is baie welkom. Hoe kan hulle jou in die hande kry? My nommer is 083-247-2743. Kyk net hier onderaan, dan sien jy sy nommer. Maar hy gaan ook sy e-posadres vir jou stuur, as jy jou hart teenoor hom wil oopmaak, en jy wil hom vertrou daarmee. Glo my, William Paul het 'n passie vir die Here. Kom ons begin as jong manne en jong dames weer by Jesus kry. Luister mooi, wees weer trots op wie jy is, en op wat jy is. Wees weer dapper, soos 'n Dawid. Onthou, om soos 'n Dawid dapper te kan wees, dink ons daar aan William Paul, dat hoeveel keer in hierdie lewe, het jy deur soveel omstandighede ook gaan wat nie maklik vir jou was nie, wat ook seer was, wat baie keer ook moeilik was, en tog het jy bly volhard, en met God na hom gekyk. Dit is so. En dit is tog, dis die skool wat ons deurgaan. Met ander woorde, as dit moeilik gaan en dit gaan swaar, beteken dit nie God het jou verloor nie. Nee, nooit nie. Dit beteken hy leer jou dalk. Hy brei jou, soos 'n Dawid het daar in die veld gebly, sy jong seun. Hy kon nie elke keer sy ma bel en sê, ma, ek kry koud, stuur 'n kombers vir my, ma, stuur vir my geld, ma, asseblief kom tel my op, ma. Hy moes in die veld bly. As 'n jong seun pas hy die skape op en is hy dapper en vertroubaar gevind. Wat dink jy daarvan? Ja, ek dink net soos Dawid wat eers die leeu en die beer moes verslaan voordat hy by die Goliat kon uitkom. Amen. Wil die Here ook in ons lewens, veral jong mense,
dalk droom jy ook om die Goliats te verslaan, maar jy moet eers by die leeu en by die beer ook verbykom en die Here gebruik dit om jou sterker te maak vir dit wat hy eintlik in jou lewe wil doen. En ek dink ja, baie keer sit mense in probleme of situasies en dit is nie omdat die Here jou straf nie, dis omdat hy jou sterker maak vir die toekoms. Dis absoluut die waarheid, jy het dit die beste gestel. Dis hoe God jou wil voorberei. Onthou weer eens, jy gaan baie keer deur moeilike omstandighede, sodat jy sterk ander kant kan uitkom. Jy gym nou, William Paul, dit is in die begin moeilik, dis hard, maar deur die proses, ek wil amper sê spiere wat skeer, jy moet nou reg eet, ek sien William Paul nie, eet nie meer 'n roomys nie, hy koop nie 'n chocolate vir hom nie, dan kom sy vroukie, dan sê sy, wat van koek byvoorbeeld, dan sal hy sê, ek gym, ek het 'n visie, ek is op pad iewers heen, en dit is wat hy nou doen. Met ander woorde, daar's 'n tyd om dan vir wat lekker en gemaklik is, te sê, nee, ek kies die moeiliker pad, want 'n maklike pad maak ons baie keer geestelik bankrot, maar 'n moeilike pad maak ons geestelik sterk, en dit maak jou ryk, en dit speel uit in jou lewe ook, onthou dit, en dis presies wat William Paul sê. Dit is so. En as jy vandag, as ons kan afsluit hiermee, watse woord kan jy gee vir die hele Suid-Afrika, om hierdie woord vandag, hoe kan hulle dit uitdra, hoe kan hulle elkeen verryk deur hierdie woord, hoe kan jy wat vandag kyk, William Paul, hoe kan hulle wat vandag kyk, gebruik word, om hierdie evangelie verder uit te vat, sodat ons siele kan bereik, dat mense weer in daardie diep integriteit karakter van 'n ware kind van God kan kom. Wat stel jy voor? Ek sal sê, te veel mense vandag wil net wil die Here beleef en hulle doen nie altyd nie, want dit is omdat baie Christene hom nie uitleef nie. En ek dink die plek om te begin is om alles wat verkeerd is eenkant te sit en sonde te los en voluit vir die Here te begin leef, sodat mense nie net hoor van Jesus in jou lewe nie, maar sodat hulle kan sien dat die Here in jou lewe werk en dat God lewendig is en nog steeds wonders doen, net soos in die tyd van die Bybel. Amen, ek stem saam. Kom ons bid gou saam. Kan ek maar bid, William Paul? Ja, asseblief. Here, ons dank U, Here, vir U liefde en vir hierdie wonderlike dag, vir die evangelie wat in waarheid kan uitgaan. Here, ons sny dit reguit, want Here, is vir ons belangrik, net soos vir daardie vrou, toe sy gekom het en moedeloos was in 2 Konings 4, en nie raad gehad het nie, het hy deur Elia gewerk en vir haar gesê, vrou, wat het jy om te verkoop? En sy sê, ek het net 'n klein bietjie olie, ek het niks om te verkoop nie. Daai klein bietjie olie was meer as genoeg. Is daar baie mense wat vandag luister, net met 'n klein bietjie olie, seën hulle, sodat dit vir hulle ook meer as genoeg kan word, dat hulle hierdie woord kan vat en uitdra, en wyd kan uitstuur, en dat U werk met siele. Here, dis nie ons gesigte wat saak maak nie, dis U, dis die aanhangers wat saak maak nie, dis getalle wat tot bekering kom wat saak maak. Asseblief, Here, versterk elkeen weer in Jesus naam en hou ons ook suiwer om U in siele nooit te leer te stel nie. In die wonderlike naam van God. Amen, amen en amen. Ek wil net saam met William Paul vir jou die volgende noem. Daar's 1 minuut met Jesus elke oggend 5:00. Mense, asseblief, ons wil hê elke Suid-Afrikaner moet dit kry. Help dit elke oggend 5:00 uit te stuur op die WhatsApp groepe. Dis kort, dis 'n boodskap wat in die waarheid afgebid is, wat behoorlik eers gebid is vir daai woord uitgaan. Tweedens, ons het livestream op Sondag, raak betrokke. As jy Mosselbaai area is, as jy in die Eden area is, sorg dat jy uitkom. Kind van God, by ewige lig, voorbaai, dis belangrik, kom, moenie mis nie. Ons is lief vir ons siele, ons is lief vir ons kudde, ons wil hê dit moet goed gaan met elkeen. As jy 'n pad met die Here stap, ons stap 'n diep pad met jou, groei en word sterk in die Here. William Paul, hoe kan die mense by die podcast uitkom? Julle kan gaan kyk op al die platforms waar die podcast beskikbaar is YouTube en op Spotify en een van die dae op Apple Podcast ook. So en dan op die app, julle kan by enige Android en iPhone en iPads en tablets kan julle die app gaan download. Sy naam is 1 minuut met Jesus. Jy tik hom net in jou App Store in. Jy kan hom download, hy's free en dan al die materiaal van 1 minuut met Jesus en die podcast en die lewendige uitsendings, alles is op die app ook beskikbaar. En as jy nie lekker weet nie, www.1minmetjesus.co.za is die website waar al die inligting ook beskikbaar is. Prys die Here, prys die Here. Berading nodig het, ons gaan een van die dae 40 beraders wil oplei, dis ons visie.
in ewige lig voorbaai. Ons wil mense help, daar's te veel stikkende mense wat moet gesond word. As jy gesond is, beteken dit net die volgende, jy gaan ander weer help om gesond te word. Ons wil evangeliste oplei, ons wil mense in die veld kry, maar ons wil mense gaan haal op die stadspleine ook. Kom en word sterk in die Here. Daar is 'n gesegde, en dis die waarheid wat ons het in ons bediening. We go to the poor and God will make them rich. But if you go to the rich, you will become poor. So hou vas in die Here God, seën en vrede. Amen. Amen.